Nou, baie mense weet dit nie, maar in Suid-Afrika het ons myns insiens ook 'n royal family. Die royal family volgens my is die Du Plessis familie en vandag sit ons met the royal princess, niemand anders dan nie as Franja Du Plessis. Hallo Pieter. Hartlike goeiemôre Franja. Goeiemôre, dis lekker om so vroeg in die oggend hier by jou. Dit is, ek wil net weet, wat is die geheim, want jy sprankel of dit nou vroeg in die oggend, in die middel van die dag of laat in die aand na 'n show is, jy's altyd aan die sprankel. Ek weet nie wat is die geheim nie, maar dankie. Daar's iets in die water, Ja, soos die Campbells gesing het op 'n stadium. Dit gaan goed met jou, lekker bedrywig, as dit nie op die verhoog is nie, is dit ook bietjie agter die skerms in die studio. Ja, dit is vir my lekker om besig te kan wees op 'n ander manier ook as met shows en om die land plat te toer. So ek is besig in die studio met vervaardiging, production van liedjies ook. So ja, ek geniet dit baie. Ek vergeet van tyd. Ek het nou net gesê, ek vergeet heeltemal van tyd as ek daar sit. So ja, ek hou maar myself besig daar. Ek het eendag 'n dokumentêr gekyk van Michael Jackson ook en hy het partykeer tot 3 of 4 dae Ja. wat hy letterlik nie uitgekom het nie, wat hy so gefokus was op 'n produksie. Maar jy's daarom nou nog nie daar nie. Jy vat hom so uur vir 6 of 7. Ja, ek vat dan so 'n breek so nou en dan, maar ek dink die mense besef altyd hoeveel werk daarin gaan in 'n studio, maar nie net met die vervaardiging. Ja. Ek dink met die hele proses om 'n liedjie op die einde van die dag daar buite te sit, daar gaan baie werk in dit in. Hoorie, jy en Roan was onlangs in Paraguay as ek reg is. Ja. Jy 'n bietjie daar gaan sing. Ons was, ja. Ons het 'n Suid-Amerika, so 'n hele Suid-Amerika trip gedoen. En ek het nooit gedink in my lewe sal ek in Paraguay gaan sing. Afrikaans gaan sing nie. Maar dit was verskriklik lekker. Dit is lekker om daai deel van die wêreld ook te kon sien. Was dit spesifiek met Suid-Afrikaners wat ook daarso was of hoe dit gebeur? En vir wie jy gaan sing? Daar is 'n paar Afrikaanse gesinne wat soontoe geïmmigreer het en hulle boer met beeste in die area meestal en soja beans of so iets. Dis maar baie soos wat ons ook ons mag Ja. meeste van die boere ook hier of baie van die boere ook hier doen. Ja, maar die populasie is ek dink 60% Duits en 40% Spaans. So die meeste van die mense het Duits en Spaans gepraat. So hulle het nie noodwendig verstaan wat ons sing nie, maar hulle het 'n translator, as ek nou die Engelse woord kan gebruik, gehad om elke keer vir die mense te sê wat ons sing, maar hulle hou baie van Afrikaanse musiek. Hulle sê die ritme en die melodie is baie, hulle geniet dit baie, ja. So as jy nou gesels het, okay, dames en here, in die volgende liedjie wat ek jou wil sing, wat jy nou ou gehad het, gaan ja. En dan is daar so awkward stilte en dan so begin die liedjie. Ja, jy het maar jou geselsies kort gehou, want kyk, ek dink ek sal heeltemal, ek weet nie wat sal gebeur nie, want ek praat ons maar baie ook op my shows. So daai arme man so sy vingers en arms uit lid uit gepraat het. Ons het so min as moontlik probeer praat dat hulle minder het om oor te hou by die singery, Hoorie, aanvanklik, ek weet nie of dit 'n storie is wat ek nou al aangeraak het of ietsie, maar ver verwyderd van die musiek af, het jy ook gedink om eerder in pa se voetspore te volg en ook 'n bietjie onderwys te doen, of was dit 'n baie kortstondige gedagte? Dit was 'n baie kortstondige gedagte. Ek's baie lief vir kinders, so ek het altyd gedink as ek nie in die musiekbedryf ingaan nie, op hoërskool, dit was nou baie vroeg in my lewe, sal ek iets wil doen waar ek betrokke is by kinders. So ek is regtig, ja, ek het 'n baie sagte plek vir kinders in my hart en ek dink ek sou goed gewerk het met kinders as 'n onderwyser of diere was die ander ene om 'n veearts of so te word. So as dit nie musiek was nie, was dit iets in daai rigting. Maar ek dink dis hoekom ook jou musiek so lekker aanklank vind by veral die jonger geslag ook. Jy weet met van die liedjies en dinge, omdat jy hierdie liefde het, maar vir kinders. Somewhere along the line. Ek is baie bly as hulle aanklank vind by dit. Dis altyd vir my lekker om te sien as iemand hulle self geniet op musiek oor die algemeen. Ja. En dan my liedjies, dit is altyd lekker. Dit is my so cute. Maar ons hou vir jou dop op die sosiale media platforms en dinge. En ek het nou onlangs hierdie videoetjie gesien. Daar kon jy vir, maar kyk gou hier.
luister na 'n dag in die studio en jy's maar gewoond aan die musieke wat ons nou mos maar doen en waarvoor ons bekend is en julle bekend is. En dan skielik besluit jy, nou sit ek alles neer, nou gaan ek eers 'n bietjie rock and roll. Ja, dis vir my so lekker. Ek dink daar's min genres musiek wat so lekker gitaar speel, veral elektries, as hulle daai, hulle noem dit shred. Maar Soos daai, maar dit gelyk het jy dit geniet het dit ook. Dit Dankie. natuurlik gelyk wat al 'n bietjie laterig in die aand was, so ek het hom reg opgesom. Na 'n dag in die studio, goed, nou wil ek net 'n bietjie ontslaa Ek wil raak nou van alles. net, ja, ek wil nou net myself geniet en net, net vryheid hê om te kan speel wat ek wil. So sal jy ons ooit bederf met so lekker rock and roll liedjie. Kyk, almal kan nou agter die AI wegkruip en allerlei sulke dinge doen. So dalk kan jy net vir jou 'n alter ego kry en dan rock and Ek roll dink jy. ek moet so iets oorweeg. Ek hou baie van daai genre ook. So dit is definitief iets wat ek in die toekoms sal oorweeg. Net gou-gou by julle gesin, ek meen met 'n gesin soos hierdie wat nie net baie talentvol is nie, is daar ook 'n lekker sportman gees en dinge, 'n competitiveness, is dit nog steeds so? O ja. Ja, ons is nogal kompeterende mense, maar nie ek soveel soos die ander nie. Of is jy die referee? Ja, ek probeer altyd vrede maak. Hoorie maar, ons is eintlik hier om te gesels oor jou splinter nuwe enkelsnit. Ooh la la. En net na die advertensiebreek gaan ons 'n bietjie daaroor gesels. Jy gaan nie wil weggaan nie, want ooh la la, hierdie enetjie gaan jy geniet. Net hierna kyk ons verder met Franja Du Plessis. Goeiemôre, good morning, ooh la la.